vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. My beurt vandag om met Dr. Judy Pretorius te gesels. Jy is al soos familie hier by Ontbytsake. Goeiemôre Dr. Judy. Goeiemôre en ek's bly om hier te wees. Vandag gaan ons bietjie gesels oor pigmentasie, maar op ander dele as net in die gesig. Ek wil begin deur sommer dadelik te vra, waarom sien ons dikwels dat daar 'n neiging is op elmboë en kneukels en knieë om donkerder te wees die vel as die omliggende dele van die vel? Wel, interessant, jou vel is nie ewe dik orals nie. Soos byvoorbeeld jou vel by jou ooglede is omtrent so 0,5 mm dik en op ander areas, byvoorbeeld jou wange 1 mm, jou hakskene partykeer tot 2,5 tot 3 mm, dit kan selfs 4 mm wees. En dan kom ons by jou elmboë en jou kneukels en jou knie en die dikte daar is aansienlik anders, ook 2,5 tot 3 mm. So dit is dikker. En hoekom daar verkleuring plaasvind, meestal is as gevolg van wrywing. Jy weet, dan baie mense sit en leun met hulle elmboë op die stoele en die tafels en daai wrywing veroorsaak verkleuring. Daarmee saam ook as jy bid of as jy kontaksport doen op jou knie en ons het ook 'n geneigtheid om dit baie met ons hande te doen en as gevolg van die wrywing is daar verkleuring wat plaasvind. Daar kan ander redes ook wees, bietjie siektetoestande soos ekseem. Baie mense sukkel regtig met ekseem tussen hulle vingers of by hulle elmboë of knie. 'n Ander siektetoestand soos psoriase en natuurlik ietsie wat heeltemal anders is, maar tog baie voorkom is akinetose nigricans. En nou wat dit is eintlik 'n plaakagtige velverkleuring wat 'n bietjie meer hulp, mediese hulp kort, maar as jy dit reg diagnoseer, kan jy nogal vinnig van die probleem ontslaa raak. Nou, is daar iets wat ons aan dit kan doen? Kan ons dit verander? Die heel eerste dinge snaaks genoeg is, sit dalk net 'n bietjie meer room aan, want hierdie areas het 'n geneigtheid om bietjie meer droër te wees as gevolg van die dikte. Maar daar's 'n ander ding wat jy kan doen, is net soos wat baie van ons wil gaan vir chemiese afskilferings vir teenveroudering, kan jy dieselfde chemiese afskilferings gebruik vir jou elmboë en jou knie. Ons praat van 'n body peel, argumentsontalwe. En binne in so 'n tipe produk sal jy sure kry soos salicylsuur, glikoliese suur en laktiese suur. En daai sure het 'n geneigtheid om die kompleksieverskille, die donkerte in die verkleuring van die vel baie ligter te maak. En natuurlik moenie vergeet nie, jou alledaagse kollageendrankies kan ook 'n groot verskil maak. Ek moet sê, as ek altyd die woord suur hoor, dan is ek onmiddellik bang en dan dink ek, mens moet die suur aan jou lyf sit nie, maar ek neem aan julle weet wat julle doen en daar is van hierdie sure wat wel nie skadelik is vir jou vel nie. Ek sê altyd vir mense, moet nooit vergeet jou vel het 'n ander naam nie en dit staan bekend as 'n suurmantel. Nou daar's sekere sure wat so wonderlik werk op jou vel en dis nou nie swembadsuur of batterystuur nie, maar daar's goeie sure, jou salicylsure, laktiese sure. Dink byvoorbeeld aan Cleopatra wat in melk gebad het. Sy het eintlik blootstelling gekry aan daai laktiese sure en dis hoekom sy nooit gekla het van velverkleuring en so aan nie, want daai natuurlike suureksfoliansie het 'n groot verskil gemaak. Baie dankie Dr. Judy, dit is altyd so interessant. Ek kan vir ure na jou luister en volgende week is daar nog 'n interessante stukkie wat voorlê saam met jou. Baie dankie vir vandag.